Daar sê, goeiemôre gemeente, net 'n hartlike goeie welkom aan elkeen van julle wat vanoggend na die diens kom luister het. Wanneer julle nou na my luister, is ek al reeds 4 dae in die mooie Kaap. Maar ek vertrou dat ons nog steeds 'n gebleste tydjie saam sal hê. Kom ons sluit ons net ons oë en dan gee ons hierdie vergadering af aan die Here. Abba Vader, Here, hierdie woorde wat ons na geluister het in hierdie pragtige sang, The Goodness of God, wil ons dit weer herhaal, Vader. I will sing of the goodness of the Lord. Yes, Father God, because your mercy never fails me. You have led me through the fire, Father God. And I have known you as a father, but I've also known you as a friend. Thank you, Lord, that I know that all my life you have been so faithful. Baie dankie, Here, dat ons ook as gemeente weet, net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Here, ek wil vra dat hierdie woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. As hy kom, as 'n gedeelte wat ons saam gaan lees uit die onfeilbare woord van die Here. Ons kry dit daar in Psalm 132. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie, en nie op die bed wat vir my gemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap gun nie, en sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God van Jakob. Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata. Ons het dit gevind in die Jaarsveld. Kom ons gaan sy woning binne. Kom ons buig daar in aanbidding voor hom. Tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Nou my boetie en my sussie, hierdie gedeelte wat ons gelees het ek op die tema afgekom, hoekom was Dawid 'n man na God se hart? Jy sien, ek wil dit vir u sê, dat u dit hoor vanoggend. Jy wat vanoggend hier sit. Die Here is lief vir elke ene van ons. Daar is niemand op die aarde wat God nie voor lief is nie. Inteendeel, dit is die sonde wat God haat. Maar God se liefde vir my en vir jou verskil nie van persoon tot persoon nie. Jy sien, die Here het almal ewe lief. However, hoekom is die guns van die Here nie dieselfde oor almal nie? En ek het hieroor gewonder, en toe het ek die antwoorde gaan soek in die kosbare, onfeilbare woord van God. Ons het daardie gedeelte gelees uit Psalm 132, is vanaf vers 2 tot en met 7. Nou die Here het gesê, daar is 2 plekke in die woord van God waar die Here gesê het, dat Dawid is 'n man na God se hart gewees. En ek het na Dawid se lewe gekyk, en ek het agtergekom dat alhoewel hy 'n doodgewone mens was, net soos ek en soos jy, het die Here hom as 'n baie spesiale persoon gesien. Ons lees dit daar in 1 Kronieke 28 vers 4 en ek wil dit vir u lees. However, the Lord of Israel chose me above all the house of my father to be king over Israel forever. For he has chosen Judah to be the ruler.
And of the house of Judah, the house of my father, and among the sons of my father, he was pleased with me to make me the king of Israel. So David het geweet dat die Here lief was vir hom. Wat het David dan so spesiaal gemaak, dat die Here hom bo al die ander broers gekies het om koning te word? Het David geen sonde gehad nie? Nee, my boetie, my sussie. David was nie 'n perfekte man nie. Hy's 'n man wat sonde gehad het. Maar ons lees in Handelinge 13 vers 22, en nadat hy hom afgesit het, het hy David vir hulle verhef as koning, van wie hy gesê en getuig het. Dit is die Here wat self praat. Hy sê, ek het David, die seun van Isaai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Halleluja. Kosbare woorde. En toe ek dit lees, toe het ek gewonder, hoekom was David 'n man na God se hart gewees? Jy sien, daardie woorde het my laat dink. En toe die Here hierdie woorde gespreek het, was David nog nie koning nie. Saul was die koning gewees. En hy het David aangestel vir hom musiek te maak op sy harp. David het vir hom op sy harp gaan speel. En David het gereeld vir Saul bekoor met sy musiek. En eendag toe David van die veld af terugkeer, nadat hy vir Goliat verslaan het, het die vroue by die paleis die volgende gesing. U sal dit kry daar in die woord van God. Saul het sy duisende verslaan, maar David het sy 10.000. U sien, Saul het dit gehoor. En toe hy daar die woorde hoor wat hulle gesing het, het dit hom ewig ontstel. Saul het so kwaad geword dat hy David begin agtervolg het, en David moes ongelukkig vlug vir sy lewe. En alhoewel Saul vir David agtervolg het, lees ons in die Bybel dat David nog steeds, nogtans, was hy voorspoedig gewees in al sy weë, en die woord sê, want die Here was met hom. Hoekom het Saul kwaad geraak vir David? Hy het tog niks aan Saul gedoen nie. Jy sien, hy was jaloers gewees op hom. Hy was bang gewees dat David die koningskap by hom gaan oorneem. Saul was jaloers gewees op David, omdat hy 'n verkeerde indruk van die Here gehad het. Is dit nie maar partykeer wat ons ook doen nie? Dinge wat ons aan dink. Hoekom word die persoon of daardie persoon so gebless? Sien die Here nie my nood ook raak nie? You see, God does not bless someone else at my expense. En omdat Saul vir David agtervolg het, het David baie rondgeswerf. En in hierdie tyd het David gesê, hy sal nie rus vind nie, totdat hy 'n plek gekry het vir die Here nie. Ons het dit gelees vanoggend. Ons skrifgedeelte vanoggend, en ek wil hierdie 2 teksverse net weer herhaal, is verse 4 en 5 in Psalm 32. Sekerlik sal ek my oë geen slaap gun, aan my ooglede geen sluimering nie, totdat ek 'n plek vir die Here, 'n woning vir die magtige God van Jakob gevind het. Geen wonder die Here het gesê hy was 'n man na sy hart nie. Maar kom ons delf so 'n bietjie dieper na hierdie woning wat David na verwys. Jy sien, die ark of die verbondsark waarna verwys word in die Bybel het staanplek gehad in die tabernakel, in die allerheiligste gedeelte van die tabernakel. En in daardie gedeelte kon net die priester ingaan het, geen ander persoon nie. Die tabernakel was ook genoem die plek van samekoms of ontmoeting. Gelees maar die woord. Die tent van samekoms was altyd gevul met die heerlikheid van die Here, sê die woord van God.
Wat sien ons daar in Eksodus 40 vers 34 en 35? En die wolk het die tent van ontmoeting, soos wat dit ook genoem was, oordek, en die teenwoordigheid van die Here het die tent gevul. Dis wat die woord van God sê. En daarom word die ark gesien as 'n simboliek en 'n plek waar God se teenwoordigheid altyd was. En omdat Dawid 'n intieme verhouding gehad het met die Here, het hy gesê, ek sal nie rus totdat ek 'n woning gekry het, 'n plek gevind het vir die Here nie, vir die ark. Dawid het toe besluit om die ark te gaan haal, want die ark was gebyt gewees deur die Filistyne wat 'n veldslag teen die Jode gewen het. Dawid wou die ark gaan haal het en hy wou dit terugbring na Sion toe. Jy sien, vir Saul het dit nie gepla dat die ark in vreemde hande was nie. Maar omdat die Here die sentrale fokus was van Dawid se hele lewe, wou hy die ark gaan haal het en terugbring waar dit hoort. Maar iets baie interessant omtrent die inhoud van die ark. Daar was 3 items in gewees. Die goue pot met die manna, 'n Aaron se kierie en die 2 tafels met die 10 gebooie. Eksodus 25 vers 21 en 22. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar aan die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek vir jou sal gee. So daar was 'n versoendeksel bo op die ark gewees wat hom geseël het. Die versoendeksel is die deksel wat bo op geplaas was. En daardie 3 items wat ek nou vir julle genoem het, was in die binnekant gewees. Dit was in die bodem geplaas van die ark gewees. En baie interessant, my boetie en sussie, is dat hierdie versoening, die deksel, is bo en die wet is onder. Dit was nie onderkant, die 10 gebooie. En dit het by my opgekom. Uit genade is ek en jy gered, nie deur ons werke nie, my boetie en my sussie. En 1 keer per jaar het die priester ingaan in die allerheiligste gedeelte, daar waar die ark gestaan het. Hy het 'n diertjie geneem en die diertjie geoffer. Hy het dit geslag en geoffer en die versoendeksel het hy die bloed gesprinkel terwyl hy gebid het vir die sonde van die volk. En hierdie versoendeksel ritueel is eintlik 'n heenwyse na Jesus. Dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Jy sien, want Jesus het in die kruis gesterf en dit is sy bloed dan ook wat gestort was, wat ons reinig van ons sonde. En nou sien die Here nie, wanneer ek na hom toe gaan en vergifnis vra, sien die Here nie meer my en jou sondige rebelse lewe nie, want ek het vergifnis ontvang. Is Jesus werklik die senter van ons hele lewe? Ek wil 'n baie eenvoudige voorbeeld wil ek vir julle gee. As jou kind byvoorbeeld presteer in akademie of in sport, en jy wil hê jou kind moet eerste kom, dan bid ons gewoonlik daarvoor. En ons is ongelukkig as dit nie gebeur nie. Baie van ons sê dan, ek het regtig gedink dat die Here my kind sou laat wen. Is Jesus sentraal in dit wat ek nou net gesê het? Nee, want die prestasie van my kind is meer belangrik. Maar Dawid het heeltemal anders gedink, want hy het die Here eerste geplaas in sy lewe. Die Here was sy alles gewees. Dit is hoekom hy 'n plek gesoek het vir die Here. Die Here was alles vir Dawid gewees waarom sy hele lewe gedraai het. Dit is hoekom Dawid in sy eerste jaar van koning gesê het, kom ons gaan haal die ark.
En in Dawid se angstigheid om die ark terug te bring na Sion toe, het hy 'n fout begaan. Hoekom moes Dawid die ark gaan haal het by Kirjat Jearim en terugbring na Sion toe? Want dit is mos ook maar in die Jerusalem streek, al twee daardie plek is Kirjat Jearim en Sion, dis in die Jerusalem streek. Die Here kan ons van daar ook gedien word. My boetie en my sussie, die Here self het vir Dawid 'n openbaring gegee om die ark terug te bring na Sion. Waar kry ek dit? Psalm 132 vers 13 en 14 sê die woord van ons, want die Here was verheug met Sion. Hy het dit gekies as sy blyplek. Dit is my rus vir ewig. Hier sal ek bly, want ek het dit begeer. Dit is woorde wat die Here self gespreek het. Terloop Sion beteken place of grace. Wat is place of grace? Dit is Jesus Christus. Jy sien, as ek en jy vir Jesus eerste plaas in ons lewens en hy is die senterpunt, dan sal ek en jy ook in oorwinning kan leef. En as ek en jy na die genade troon gaan en met opregte hart vra, dan sal ek en jy ontvang, maar die woord sê in Hebreërs 13 van ons, en ons sal op die regte tyd barmhartigheid en genade vind om op die regte oomblik gehelp te word. Jy sien, as die Here 'n deur oopmaak vir my en vir jou, wie kan daai deur kan toemaak? Want as die Here met jou is, wie kan teen jou wees? Beleef ek en jy, my boetie en sussie, die guns van die Here op 'n besonderse manier? Wat het Jesus vir die vrou by die put gesê? Die water wat ek jou sal gee, sal opspring soos 'n fontein binne in jou. Want u sien, voorheen het hierdie vrou liefde gesoek in al die verkeerde plekke, my boetie, my sussie. Sy het 5 mans al gehad. Sy is nou besig met haar 6ste man. Maar weet jy wat? Sy het nou by die 7de man uitgekom in haar lewe en sy het hom ontmoet wat vir haar hele lewe sal kom verander het. Sy het vir Jesus ontmoet. Wat was hierdie vrou se antwoord aan Jesus? Here, gee vir my die water. Geef my van daardie water, sodat ek nie dors kan kry en hier hoef te kom water skep nie. Sy het 'n diep innige begeerte gehad vir daardie lewende water. En nou wil ek vir u vra, geliefdes in Christus, wil ek en jy van daardie lewende water hê? En daarom moet ek en jy dan net soos Dawid wees, ons moet 'n verlange hê om vir Jesus die senter van ons lewens te maak. Ek en jou verhouding, my boetie en sussie, kan val, maar as ons 'n intieme verhouding met ons koning Jesus het, dan sal ons daardie perfekte liefde in hom ervaar. Wil jy ook 'n man of 'n vrou wees na God se hart? Soek dan die Here met alles wat ek en jy het. En ons sal dan ook kan uitroep soos Dawid, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Dis in Psalm 42 vers 2. Ons het aan die einde gekom van hierdie diens. Ek wil net weer vir julle dan sê ook, ons sal die 25ste sal daar 'n Kersdiens wees, 8:00 die oggend.
Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, baie dankie Here dat ons deur dit wat Dawid gedoen het om die ark te gaan haal en 'n plekkie te kry vir die ark en die woord sê hy het nie gerus voordat hy dit doen nie. Here, wil ons dan ook dit so vir u sê in hierdie oggend, Vader, ons wil nie rus totdat u deel is van ons lewens in elke aspek nie, Vader. Laat ons totaal en al sal oorgee, Vader, sodat u vir ons kan vashou met u pottebakkers hande en ons dan sal kom maak soos u wil, Vader. Vorm en maak net soos u wil. Dankie Here dat ons hierdie Christus fees wat die 25ste gevier gaan word toe hy die lewe vir ons afgelê het in die kruishout, Vader, dat ons sal weet, Vader, u het die volle prys alreeds betaal en daaroor kan ons met vrymoedigheid na u toe kom en hierdie sondelas, die sondes wat so in ons is, om aflê en dit vir u gee met die wete dat ons wel vergifnis ontvang het. U het dit alreeds 2000 jaar terug, langer as 2000 jaar terug het u betaal vir dit. Dankie daarvoor, Here. Gemeente, die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.